En dan, letterlik daar op my tuisdorpie, was dit nou die kerk en die bar, was nou nie langs mekaar en maar was oorkant die pad van mekaar gewees. So as jy by die kerk se hoofuitgang uitgestap het, hy het so die trappe afgegaan, parkeerarea toe jy net oor die pad toe, en daar sou jy weer, kon jy by die kroeg ingaan van die hotel. Daai tyd was het nog 'n hotel gewees, het is daar 'n gastehuis of so iets, maar ja, so dit was nog as letterlik die kroeg en die bar sit oorkant mekaar. Nou wat gebeur het hier so altyd op 'n Vrydagmiddag, hier so van 5 uur af, as die manne nou klaar gewerk het vir die week, dan is dit nou tyd vir die Bar Society om daai een keer 'n week kom hulle by mekaar, daar by die hotel, en dan is dit nou lekker, jy weet, is nou lekker saamkuier met sy pelle, 'n hele klompie mense is daar, en hulle speel veerpilletjies, speel snoeker, ander ouens sit net by die tafel, ander ouens sit hier by die kroegtoonbank, en so kuier hulle lekker. En die een spesifieke dag, het die hotel-eienaar, was die ouens nou 'n bietjie luidrustig gewees, soos erg luidrustig, en hy was nou half, net so baie daarvan gehou, jy is maar bekommerd vir jou goed, en hy kom daar in, en hy, by die deur, en hy sê vir hulle manne, die dominee is op pad, en hulle, nou ja, nou jy weet, hulle is nou al jolig, en so skree hulle, ja man, laat die dominee kom, hy is welkom, laat die ander man skree, ja, laat hy kom, hy kan maar kom, en so 10, 15 minute later, toe klop hy weer daar en maak weer die deur, hy sê, maar die dominee is op pad, ja nee, laat hy kom, hy is welkom, dit sal hy met hom kom, nie, niks te worry nie. En dit is weer so 'n derde keer wat hulle gaan waarsku, die dominee is pad, en weer een sê die mense, of die allemaal die, weet as om Koos en om Piet en om Jan en om wat, wie ook al, is 'n hele klompie daar by mekaar, en allemaal is ook, nee, maar die dominee kan maar kom, en hulle is luidrustig, en hulle lag, en gaan aan, die Bar Society is op sy hoogtepunt, en dis toe nou, wat my pa toe nou, mooi kies daar aankom, en die hotel-eienaar sê toe vir dominee, loer net gou daar by die loergat, en dis nou bedieningspoort, daar waar jy nou, die mense wat in die sitkamer sit, hulle drankies is nou daar deur die gat is dit nou deurgesit, en dan kan die ou wat nou die drankies bedien het vir die mense, kon dan nou die skinkbord vat, en het vir hulle gaan gee, en dis toe, dat hulle nou so raaste binne, en my pa vertel vir my, toe hoort hulle, hier is die jolig daar binne, maar hy was ook nou redelijk 'n bok vir sports gewees, en so gaan hy toe nou daar na die bedieningspoort toe, maak hom oop, en hy steek sy kop so halfpad in, en hy sê, naand manne, maar nou kan jy sien, hy sê dit nou lekker, hy het my pa te sterk stam gehad, en hy, nou hou hy die ding toe, hy was iemand wat ook graag mense dopgehou het, ek het dit en ek by hom geleer, en nou vertel hy, nou die eerste ding wat hulle toe, jy weet die ouens, skrik so al van, die stem klink nou bekend, maar dis nie die stem wat hulle wil hoor, nee, dis die verkeerde stem, dit kan nie waar wees nie, en dis toe dat my pa weer vir sê, naand manne, maar niemand antwoord om nie, naand manne, is toe die manne besef, en jy weet so paar ouens sien toe, wat dit is dominee, maar so begin daai manne, in alle rigtings, van die een ou duitjie onder die tafel, en die een daar achter die kroegtak toonbank in, en die ander ou spring daar, gaan sit achter die stoel, en die ander ou gaan, wat dis chaos wat, dis soos 'n ding wat ontplof en skiet die ouens uit mekaar uit, die wat hier tussen hulle geland het, handgenaad, skiet die ouens uit mekaar uit, maar daar is nou die een oom Jan, gesê my sê is oom Jan, hy sit toe hy nou wil, my pa nou sê, naand man, so staan hy nou met die veerpilletjie, so in sy hand, en nou vries hy is dit bevries, hy weet nou nie wat hy moet doen, moet hy nou vir die dominee naand sê, of moet hy nou maar net maak, of die dominee nie gehoor het, hy moet net aangaan, maar so staan hy met die veerpilletjie, hy weet nie wat om te maak, en ja, later, dus te doodstil, maar dat kroeg is doodstil, jy kan een speld oorval, en geniet my pa in die bezigheid, allemaal wat so wegkryp, en dat help jy, ek kry weg, hy ken hulle allemaal, hulle sit die sondag, as hulle sit die jakens en ouderlinge nou, hier op 'n Vrydag is hulle nou in die kroeg, en nou ja, so daar tydjie toe ongemakkelijk begin raak om Jan, hy weet nou om die veerpilletjie staan, wat nou gereed was om te gooi, nog steeds gevries staan, hy weet nie wat te maak nie, dus toe het hy so kop, so draai, hy sê, weet jy dominee, ek het maar net 'n bietjie veerpilletjies kom speel, nou ja, toe het my pa hulle uitgelos, en kon laat toe die manne my uit mekaar uitgespat, my pa sê, nee, hy kan nou nie dit in die manne doen nie, hy sla my weer, vir hulle uit die kroeg uit,